Goeiedag agterkykers, dankie dat jy weer inskakel en saam met ons kyk aan hierdie program Godsdienst en die Koerante, waar ons praat wat elke week in die media, die koerante gebeur aangaande godsdienstige sake. Ons saai uit hier die Kaap uit op die Homebase TV-stasie wat 24 uur elke dag uitsaai. Jy kan daarna kyk deur middel van 'n decodeerder, 'n skottel of streaming. Jy tik dit in daar, homebasetv.org, dan kan jy kry wat elke dag uitgesaai word daar. Ja, vandag het ons weer eens hierso vir Regard, man. Dankie Regard dat jy gekom het. Ai, wat sou ek sonder jou doen? Ja, nee, ons moet maar hierso wees, oom. Interessant om te sien wat gaan in die koerante aan. Wat het ons daar vandag? Ja, jong, vandag het ons hierso nou, ek wil amper sê nog 'n konferensie, eintlik 'n saamtrek. Okay. Mighty Men in Athlone. 30.000 by Angus se saamtrek verwag. Nou het klaar plaasgevind, maar die interessante brug as 'n skrywer net voor het plaasgevind. Hy het plaasgevind laas Saterdag. Dis laas naweek, okay. Ja, en dis toe ons by die IRSA konferensie was. Soos ons kon nie gaan nie, maar niemand het my ook gevra om te gaan nie. Jy weet, die ander het hulle van my gaan, hy grote kerk het hulle my gevra, Ja. van die kykers en sovoort, soos, en dit het gebots in elk geval. Nou, dit sê so, 30.000 by Angus se saamtrek verwag, om te luister, onder andere die evangelist Angus Buchan 78 by 'n Mighty Men saamtrek. Buchan wat onlangs 2 beroertes gehad het. Sure. Nou, ek het dit nie geweet nie. 2 beroers 78 sal nou die naverwagting vir die eerste keer sedert 2018, 7 jaar gelede in Kaapstad 'n preek lewer by sy eerste Mighty Men saamtrek op die vlakte. Wow, ons moet ons hoedens afhaal vir die oomie met die hoed, daar is hy net, die oomie met die hoed daar, laat hy aanhou getuig en evangeliseer en vir die Here werk op sy ouderdom na 2 beroertes. Sure. Moet 'n motivering wees vir die res. Die geleentheid môre is daarop gemik om hoop, genesing en herstel te bring aan 'n gemeenskap wat gebuk gaan onder geweld, vaderloosheid en daaglikse trauma. Soos hierdie was nou nie soos in die grote kerk, 'n antisemitiese of 'n politieke vergadering, was om genesing te bring, evangelie te bring, né? Die Mighty Men Kaapse vlakte beweging is gebore om genesing te bring vir vroue en kinders deur mans wat opstaan en verantwoordelikheid aanvaar vir gesinne en gemeenskappe. Mans moet daar verantwoordelik vat. Die mans moet nou na die wapens neerlê en terugkeer na God. Hoeveel erger moet dit nog word voordat ons as mans ons regmatige plek inneem? Dan sê hy so, in Maart is berig minstens 170 mense is in die eerste maand en 'n half van verjaar op die Kaapse vlakte vermoor. Sure. En inwoners is gijslaar in hulle eie huise weens die oplewing in bende geweld. Ja, elke naweek hoor jy al die verskriklike skietery, is ongelooflik. Professor Firoz Kachalia, waarnemer en minister van polisie, het verlede maand op 'n vergadering met gemeenskapsleiers en ander rolspelers in Mitchellsplein die skokuitlating gemaak, dat die polisie in die Wes-Kaap geen plan het om bendes en die voortsetende bende geweld in die Wes-Kaap vas te vat nie. Nou ja, ek hoop hierdie Angus Buchan daar kan daar 'n bietjie hulp bring. En daar is die prent waar hy staan 'n preek en daar ander is geneem in 2008, toe meer as 700.000 mense die Nieuweland Cricket Stadium gaan luister daar. Wel, alles sterkte, dankie vir daardie byeenkoms. Het is ook nie so enetjie, prentjie, klomp mense is as staan daar amen. Is nou amen. Die klem op die men. Haai net, dis nou interessant. Koppelteken men. Ter duisende manne team up to pray against drugs and violence on flats.
Thousands of Christian men from all over the Western Cape and even some from Australia pulled together at Athlone Stadium on Saturday for the Mighty Men Cape Flats event to pray for gang violence and drug abuse to end on the Kaapse vlaktes. With more than 22,000 tickets booked for the event, the manne pitched up big time as local gospel star Neville D led the praise and worship, while testimonies from Iver Swartz, Johnny Davids and Angus Buchan had men in tears and turbocharged to go out and make a positive difference in their communities. Kupira told the Daily Voice, "We are Hope Revolution from the Furrow area close to East River. We are a Christian-based recovery center, a rehab center for drug abuse and gangsterism. You can find out more about the Hope Revolution on their Facebook page or visit their website. While Hope Revolution's manne stood out in the stands, 2 men from Sons of God Rich stood out in the traditional Khoisan klere in front of the stage on the grass. Iswani Williams and Robin Weber were both born in the mother city. Both are former drug addicts who found the Lord and both now spend their time in Bredasdorp. Williams told the Daily Voice, "I was caught up in drugs and gangsterism for 17 years of my life. This month marks the 15th year of me being clean through the grace of Jesus Christ. We love Jesus Christ and we are there to make sure that the name of Jesus Christ is lifted up in all areas of our lives." Weber added, "I was born and raised in Mitchell's Plain. I grew up without a father and was then caught up in drugs for 13 years and even smoked for 3 years. But now I've been sober for 13 years. The 2 of them joined forces and in one voice concluded, we, at Sons of God Reach, believe no mother gave birth to a drug and no father raised a gangster." Goeie werk te hulle doen, hè? Ja, ek bly daar's blijkbaar opvolgmiddels, né? Organisasies wat kan opvolg hierdie groot byeenkomste en waar mense hulp nodig het wat hulle kan hulp verskaf. Sien nou wat hy so sê, hy het groot geword, daar's nie 'n pa gewees in die huis nie, né? Dit is hoeveel? En ek dink dit is die punt wat hulle probeer maak hierdie byeenkoms is om vir manne te sê dat hoe belangrik dit is dat jy jou man moet staan en die tipe man moet wees wat God jou gemaak het om te wees. Vat jou verantwoordelikheid. Ja. Ek gedink almal is opgewonde oor oom Angus en die werk wat hy doen, want volgens my siening doen hy net goeie werk. Ek sal nou nie sê ek stem met al sy teologie saam nie, maar hy help mense met die eerste pad op hulle weg na Christus vir baie van hulle. Dan kan hulle nog die Bybel beter studeer ensovoort. So sê hy doen vir my 'n belangrike evangeliese werk doen hy daar, maar nie almal voel so nie. Hier is nou 'n brief van Amos van die Westhuizen van Bloemfontein. Hy skryf nogal redelik. Hy sê, Hanley moes nooit toegelaat het dat Angus vir haar bid. Nou klaar is die vraagteken daar, ne? Hy sê, Hanley Retiefse onderhoud met Angus Buchan is uiters teleurstellende journalistiek in aanhalingstekens. Die oomblik toe sy toelaat dat hy haar hande vashou en saam bid, het hy haar gerelegeer van rateltaai journalist tot 'n bakvisie wat 'n promosieartikel kom skryf vir die patriarg, die oom. Dit is eintlik baie lelik gesê. Mens moet bly wees iemand saam met jou bid. Wat is fout met 'n patriarg, oom? Wat is fout met 'n oom? Hy maak dit asof dit negatief is, lyk dit. Maar volgens sommige mense is dit negatief. Die man moenie sy rol nakom nie. Patriarg het 'n wanbegrip van die Bybelse beginsel van patriarg. Totale wanbegrip. Hulle dink dis die oorsaak van mans hulle vrouens slaan of daai tipe dinge. Wat nonsens is. Daarna kon sy geen kritiese vraag vra nie. Hoe strook gebede na 'n liefdevolle almagtige God met al die swaar kry en nood in die wêreld? Daardie vraag is al baie keer gevra deur baie mense en herhaaldelik aangespreek en na gekyk. Nog 'n vraag. Het hy die oggend voor sy eie gesinstragedie gebid vir die veiligheid van sy mense? Ja, ek aanvaar hy het. Maar ons leef in 'n sondige wêreld. Ons leef nie in 'n perfekte geskape wêreld nie. Hy verstaan nie die dinge van die geestelike dinge nie. Dra duisende se gesamentlik gebed meer krag as die van 'n enkeling. Nou ja, gebed is gebed. Wat probeer jy nou sê? Ja, die is nou duidelik is verstaan hy nie die Bybel nie, of het hy nie die Bybel gelees nie.
So hy verstaan nie wat gebed werklik is nie, en hy verstaan ook nie baie duidelik soos in, verstaan hy nie wat sonde is nie, Nee. want hy vra die eerste vraag wat hy daar gevra is eintlik wat gaan oor sonde, want dit wat ons sien in die wêreld is as gevolg van sonde, nie as gevolg van God nie. En wanneer baie mense saamkom om te bid, dit dra baie krag. Verstaan? Nie dat dit vervlou nie my gebed as 'n persoon wat nou alleen is ergens nie. Absoluut nie. Maar wanneer baie mense saamkom met dieselfde doel, met dieselfde missie, en almal saam bid vir dieselfde, om dieselfde doel te bereik, dan dra dit krag. Ja. So, ja, ek verstaan nie presies wat hy bedoel met sy Hy's baie vraag. aanvallig, hy's nie eintlik 'n gelowige, sover ek Ja. onthou met sy ander briewe, hy baie aanvallig daarso, né? Indien dit wel die geval is, het die krag van gebed nie dalk aan die hopelike verander gedrag van die toehoorders nie, eerder as die optrede van 'n bo-natuurlike verhoorder. Hy impliseer God verhoor nie gebede nie. Baie soos 'n siekie wat binne hoorafstand van sy ryk oupa bid vir 'n rooi fiets vir Kersfees. Indien duisende se gesamentlike gebed nie meer krag dra nie, hoekom is saamtrekke nodig? As my intekende geld help betaal vir hierdie soort artikel, beteken dit ek moet ernstig gaan nadink. Ja, hy moet ernstig gaan nadink So. en die Bybel lees en beter insig kry daar. Hierdie saamtrekke wat duisende saam bid is 'n geweldige motivering en ondersteuning vir mekaar en is baie Dis baie negatief, en waarvoor bid hulle? Dis alles positiewe goed Ja. waarvoor hulle bid, so wat is sy probleem? Selfs al glo hy nie, Ja. dis alles positiewe goed, so hoe kan hy wel negatief wees daaroor? Dit is nou maar ook wat mense. Ai nee, dit is er nog een hierso, Mighty Men trek saam in Athlone. Vlakte is kwesbaar vir duiwel, demone. Ja, so is 'n prentjie van oom Angus daarso. En daarso linksbo is dit waar hy saam met iemand bid, lyk dit my. Dit sê so, Buchan het Gordon Hill Lewis, burgemeester van die Kaapstad Metro, na die verhoog genooi en gebid dat hy goddelike besluite neem en dat hy 'n sterk standpunt inneem teen enigiets wat ongoddelik is. Ek dink Mighty Men is een van die kragtigste maatskaplike bewegings wat ons die laaste paar jaar in Suid-Afrika gesien het. En ek is regtig dankbaar dat Kaapstad bymekaar gekom het om te bid, gemeenskappe byeen te bring. Ek wil julle nie verlaat nie, want ek voel julle is kwesbaar. Julle is kwesbaar vir die duiwel en al sy demone. Dit moet stop. Daar is niemand wat dit kan stopsit behalwe julle nie. Die regerings kan dit nie stopsit nie, maar julle kan dit vandag stopsit. Die geleentheid wat deel vorm van Radio Tygerberg se Healing the City inisiatief is ook gekenmerk deur deurlopende sang, musiek, onder andere deur Neville D, Grammy benoemde kunstenaar en ontbytomroeper by Radio Tygerberg, saam met 'n groot orkes en mannekoor. So ja. Ja, dankie vir wat hulle doen. Hulle lei baie mense na die Here en op 'n pad met hom te loop daar. Dan het ek nou hierso 'n heel ander onderwerp, en dis nogal 'n interessante ene. En die opskrif hier is 1 kerkgebou, 2 gemeentes en 'n reuse kloof oor gays. Ja, die gays veroorsaak 'n reuse kloof oral waar hulle heen gaan ensovoorts. Dit is nie nodig om so behavior as te maak. Dit is nou 'n berig, 'n rapport geskryf deur Johan Eybers. En hy sê so, Sekunda se NG Kerkgebou huisves 2 uiteenlopende gemeentes onder een dak. Een wat doleer en een wat verbonde bly in die algemene synode. Dis nou nogal interessant, daar ek het dit nie geweet nie. OK. Dan sê jy gewoonlik hou hulle bedrywighede apart, maar in die vakansies bied hulle gesamentlike erediens aan. Nou het een so erediens hernuide spanning tussen 2 gemeentes, Sekunda Oos en Goede Hoop ontketen. Die diens is op Sondag 5 Oktober in die gedeelde kerkgebou gehou en is afgesluit met 'n praatjie deur Dr. Henk Gous, brugleraar van Sekunda Oos, die gemeente wat tot die NG Kerkverband verbonde bly. Gous het gepraat oor verdeeldheid in die kerk
Die noodsaak van samewerking en die hantering van selfde geslagverhoudinge. Aan die hoof van die Goeie Hoop gemeente staan Dominee Anton Knoetse, wat die landwyse voorsitter van die behoudende Konouna Synode is. Goeie Hoop het sy kerkverband met die NG Kerk opgeskort. In sy toespraak het Gous gesê, lidmate is gatvol vir voortdurende twiste, wat 'n beeld skep van beklei. Hy het benadruk dat sy doel nie is om verskille uit te wys nie, maar om lidmate aan te moedig om saam te werk. Die doel van ons gesprek is nie om te sê, daar is jy reg of ek is reg nie. Die doel is om te sê, ons hoort saam. Ons moet saamwerk, al is daar verskille oor 1 of 2 goed, mag dit ons nie verdeel nie. Ja, maar daarin, ons hoort saam, jy kan net saam behoort as jy eensgesind is, hulle totaal verskillende sieninge, totaal botsend. Ja, hulle hoort saam, maar dan moet hulle hou by die Bybelse skrif en nie totaal vir 'n botsende teologiese sieninge hê nie. Die ding is, eenheid het 'n fondasie nodig, oom. Ja, En jy kan nie eenheid hê as Jesus die fondasie is. hulle is vasgeloop En in die Jesus se woorde is dat hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ja, So daai is jou fondasie. En so enigiets wat teen dit gaan dan eenheid opbreek. ja. So jy kan nie eenheid hê in valsheid nie. En verskillende fondasies nie. Gou sê 3 benaderings tot selfde geslagsverhoudings verduidelik. Die wat sê gay wees is sonde en moet bely word, en die wat sê gay wees is 'n gawe van God. En die hoofstroom wat sê gay wees is gebrokenheid. Hy het verduidelik, die Bybel sê God het man en vrou geskape, maar daar is mense wat sê ek wil nie so wees nie, maar ek kry dit nie reg om vir iemand van die ander geslag lief te word nie. Volgens hom moet gay wees nie as keuse of gawe beskou word nie, maar as deel van die skepping se gebrokenheid. As iemand gemaak is om gesond te wees en hy kry kanker, dan is dit nie dat die Here kanker gemaak het nie, maar ons moet sê, hoe hanteer ons dit? Jy sien, sy benadering nou is, gay wees is deel van gebrokenheid. Maar jy hoef nie so gebroken te wees nie. Die Bybel sê baie duidelik, God het geskape man en vrou daar. So 'n bietjie later kyk wat hulle sê daar, soos hy het nou 'n ander verskoning. Ja, ek probeer nou te verstaan wat hy probeer sê hierso. Jy moet mooi kyk en Kyk, mooi ons dink, is geskep in God se beeld. Ja. En dit is hoekom dit vir my baie belangrik is wanneer dit kom met hierdie transgender, die LGBTQ en al hierdie dinge, is want ons is geskaap in God se beeld. Ja. Die Bybel sê geskape na God se beeld, man en vrou het hy hulle geskape. Ja. Dit is hoe God ons geskape het. En dan as jy kyk na die verhouding tussen man en vrou, en ons sien die verhouding wat ons het met God, ons sien dit self in Efesiërs, ons sien dit self waar Jesus self dit noem, is dat hy is die bruidegom en ons is die bruid as kerk. So die verhouding wat ons het met God, is 'n weerspieël tussen die verhouding wat tussen man en vrou is. Ja. Verstaan, so die huwelik is ingestel met die skepping. So wanneer hy sê die skepingsgebrokenheid, dan wil ek saamstem op 'n manier om te sê dat daar is 'n gebrokenheid plaasgevind in ons beeld, wat verstaan, dit is wat sonde doen. Ja. Maar jy kan nie dit as verskoning gebruik nie. Ons kan nie sê dat ons kan nie sonde gebruik as 'n verskoning. Nee. Wees daar die rede nie. Absoluut nie. So ons kan nie sê as gevolg van dit is nou maar hoe dit is en dan moet ons maar net mekaar aanvaar. Ja. So dit is nie hoe dit werk nie, want God kan nie sonde aanvaar nie. Ja. Verstaan, dit werk glad nie so nie. So Dit is nou sy betoog, jy sien? ja. Hy het 'n anders as tipe betoog. Dis waaroor die hele artikel en bericht hier gaan. Dan sê dit, Gous het teen polarisasie gewaarsku. Die gevolg is dat daar in ons kerk geveg is waar mense mekaar se standpunte afkraak. Ja, maar as 'n standpunt nie Bybels gefundeer is, dan moet jy dit uitwys. Hy pleit vir ruimte vir eerlike verskil. As 'n gemeente besluit om gay verhoudings nie te bevestig nie, sê die synode, ons respekteer dit. As 'n ander gemeente besluit om dit te vier, sê die synode, ons respekteer dit. Maar dan soek jy ook moeilikheid. 'n synode of 'n oorkoepelende liggaam of 'n bestuursliggaam moet rigting gee. Hy kan nie sê dis oukei en daar is oukei, maar dit is vasgeloopheid.
ons aanvaar hierdie vasgeloopheid en heel so vasgeloop Maar is. dit is dieselfde synode wat sê, as jy glo daar's 'n duiwel, Ja, is dit selfde okay. ja. As jy nie glo daar's 'n duiwel nie, dis okay. Dis okay. As jy glo daar's sonde, dis okay. As jy nie glo daar's, dis okay. Alles is okay. Selfde algemene synode. Ja. Dan gaan die ander sê, die Bybel en die mediese wetenskap sê, die gay wees is nie 'n afskuwelike sonde nie, maar ook nie 'n wonderlike gawe van God nie. Dis 'n gebrokenheid in die skepping en ons moet dit met deernis hanteer. Nou waar sê die Bybel dit toe? Want hy sê die Bybel en die mediese wetenskap sê. Waar sê dit? Hy het nie 'n aanhaling hierso nie. Ja, dis 'n goeie punt daar, maar Want ek sal baie graag aanhaling nommer 1. waar Waar staan is die geskryf? teksverse wat hy nou hierso wil aanhaal, waarvan hy praat? Ja. En dan tweedens, waar is die mediese wetenskap wat nou sê al hierdie dinge? So ek wil mos nou sê, hy moet sy punte bring. Nee, maar hy wil nie punte bring nie, want daar is nie altyd punte nie, jy verstaan. Dan sê hy, Gous het ook verwys na 'n rapportberig. Satanis by Tuks Kap Ernest Roots oor giftige rasteorie oor Dr. Tristan Kap, 'n selfverklare satanis, as voorbeeld van wanpersepsies oor teologiese fakulteite. Hy het gesê, die fakulteit bestaan uit 2 dele, teologie en godsdienstwetenskap. Daardie persoon het by godsdienstwetenskap ingeskryf, nie teologie nie. Volgens hom het die voorval niks met die opleiding van NG-leraars te doen gehad nie. Nou, die diens is 'n dokument getiteld Identiteitssekoene Oos in 'n inligtingstuk uitgedeel. Dit is vir interne verspreiding vir die gemeente bedoel. In die gedeelte oor seksuele identiteit lei die inligtingstuk die eerste 2 letters, LG en LGBTQ+, verwys na seksuele aantrekking, terwyl BTQI+ na gender en identiteit verwys. Die algemene synode se besluite oor selfde geslagsverbintenisse handel slegs oor lesbies en gay. Die 4% kern homoseksueel is, nie die weird gay parade, drag queens, ook nie die verfynde mans en butch vroue nie. Want gay mense het uiterlik soms geen andersheid nie. Die dokument lei voorts. Die Bybel is nie 'n mediese handboek nie, maar daar is beginsels wat uit die skrif en die mediese wetenskap afgelei kan word. So dis waar dit nou aankom. Hy lei dinge af. Ja, hy lei dinge af, ja, nee. So hy lees nie wat daar is nie, hy lei dinge af. Ja. Baie goed dat dit daar so gesê is. Dit beskryf gay wees as 'n onvermoë wat voortspruit uit die gebrokenheid van die skepping. Nie 'n sondige wilskeuse of 'n wonderlike alternatief nie. Omdat die skepingsontwerp van man en vrou aandui dat heteroseksualiteit die oorspronklike bedoeling was. Lydens die dokument moet gay persone nie tot eensaamheid verdoem word nie en daarom moet daar ruimte wees vir getroue, lewenslange verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag. Ja, dit is waar die probleem daarso lê, né? Dan gaan hy aan. So grillig soos homo-aanraking vir 'n hetero man of vrou is, net so grillig is hetero-aanraking vir 'n gay persoon. Daniel Lou, wie is Daniel Lou? Door die Bybel. Ja, daar staan dit. Lidmaat van Goeie Hoop, hy is nou aan die dolerende kant as hy lidmaat, wat die webwerf Glo die Bybel, 'n platform vir behoudende lidmate bedryf, het in 'n rapport gesê Gous se praatjie toon nie begrip vir behoudende standpunte nie. Dis baie waar. Ek wil net vir kykers sê, as jy wil lees oor die kerk, die protestante kerke, veral die NG Kerk, maar nie slegs die NG Kerk nie, gaan kyk op hierdie webwerf Glo die Bybel. Daar's sulke verskriklik interessante berigte oor die ontstaan van al die dwaalleer, hoekom, wie, wat gesê ensovoorts. Dis regtig 'n ervaring. Was my ervaring toe ek hierdie webwerf op 'n dag ontdek het. Dan gaan hy sê, Lou het wel gesê hy waardeer dat Gous nie gay wees as 'n gawe van God beskryf nie, maar dit as 'n vorm van gebrokenheid beskou. Want heel wat dominee sê mos, gay wees is 'n gawe van God. Nou hierdie dominee Gous sê dit nie so sterk nie. Vir behoudenis sê hy, bly dit egter problematies dat Gous nie verklaar dat gay wees volgens die Bybel sonde is nie. Daar kom uit oor die besorgdheid, né? Volgens die Bybel is gay wees sonde of gay verhoudinge sonde.
Lou het ook gesê, dit is positief dat Gous nie bloot alles onder die LGBTQI+ umbreel ondersteun, net omdat dit mode is nie. Lou sê Gous in sy praatjie beweer dat daar die afgelope 20 jaar nie een dosent verklaar is nie. Ja, nou ja. Volgens Lou is dit blaatant onwaar. Ja, dit is, daarie is. Jy het mos laas keer nog gelees, al daardie predikante doens wat aangekla is. Onthou jy? Ja, is die hele lys. Die hele lys van hulle daar. Daardie lys is in die Glo die Bybel, die dominee Gous vermoed ek het nog nie die Glo die Bybel gaan lees nie. Hy moet gaan lees wat staan in Glo die Bybel. Daar is al etlike klagte gemaak, maar dit was onsuksesvol. Ja, soos jy uitgewys aan 'n stuk, né? Nie omdat die persoon onskuldig was nie, maar omdat die ondersoekliggaam hul maatjies beskerm. Baie goeie punt. Ja. Die reaksie na die diens was uiteenlopend. Volgens lidmate was die bedoeling om spanning te verlig, maar nuwe mensverskille het ontstaan. 'n Lidmaat van Goeie Hoop het Gous daarvan beskuldig dat hy halwe waarhede verkondig en gewaarsku dat die gesprek oor geslag en huwelik die kern van die evangelie raak. Ja, dit is absoluut waar. Dit is die kern van die skepingsorde. Wanneer jy besig is om twyfel te saai oor wat Jesus regtig gesê het oor huwelik, is jy besig met 'n direkte aanslag op Jesus se goddelike autoriteit, sê die lidmaat. Gous sê by navraag die kwessie word heeltemal uit verband geruk, weens verkeerde inligting wat aan Goeie Hoop se leier verskaf is, dat sy praatjie vir albei gemeentes bedoel was. Dit is van alle waarheid ontbloot. Gous verduidelik dat gemeentelede wat die erediens bygewoon het vir 15 minute verdaag het en daar agterna 'n inligtingssessie vir die NG Secunda Oos gemeente was rakende die gemeente se verbintenis tot die NG Kerk verband. Dan gaan hy aan en sê verder daarop, ek het met my eie gemeente se lidmate gepraat. Dit sou heeltemal verkeerd wees om met lidmate van 'n ander gemeente in 'n gesamentlike diens oor leesstellige sake te praat. Ja, maar ek aanvaar daar was gemeentelid van al twee kerke daar gewees, want dit is so reg na mekaar, né? Hy sê die kritiek dat hy nie begrip toon vir behoudende standpunte nie, hou ook nie steek nie. Ja, dis nou volgens sy mening. Enig iemand wat dit sê, het nie na my praatjie geluister nie. Ek het dit juist duidelik gemaak dat die NG Kerk se besluit om gemeentes toe te laat om self oor gay verhoudings te besluit, 'n poging is om ruimte vir verskille te laat. Sien, hulle sien dit as 'n positiewe ding. Ek dink baie van hierdie liberale mense verstaan dit nie. Want hulle dink dit is 'n goeie positiewe ding. Kyk, ons gee nou vir julle ook ruimte. Julle wat nog glo in die Bybel, ons gee vir julle ook spasie, maar wat hy nie verstaan is hier vir ons wat glo in die Bybel, vir ons is soos hoekom bestaan die kerk? Ja. Wat is die doel van die kerk? As jy nie glo in die Bybel nie. Die mense die predikante moet die lidmate onderrig in wat sê die Bybel en nie ruimte maak vir enigiets sy idee nie. Jy verstaan, dit is 'n groot probleem daarin. Gous het wel erken dat hy 'n fout gemaak het en dat daar die afgelope 20 jaar nie een dosent verklaar is nie. Ek moes gesê het 'n dekade, soos wat daar in my notas gestaan het. Nou selfs daai dekade glo ek nie, hierdie een persoon, dominee wat hy daar genoem het, die satanis is vir minder as 'n dekade is hy aangekla, né? Gous het ook Lou se beskuldigings dat ondersoekliggame hul maatjies beskerm as onsin afgemaak. Nee, hulle stel aan, diegene wat dieselfde dink, word op die tugliggame aangestel, diegene wat behoud is, word nie op daai tugliggame aangestel nie. Hy is nie korrek daar nie. Hy sê klagte teen dosente word deur die ringe van omliggende gemeentes ondersoek. As hy sê dat maatjies beskerm word, kla eintlik elke predikant aan. Dit is 'n afskuwelike aanklag.
Tja. Maar dit is deel van die werklikheid daar. Gou sê hy beskou die gay kwessie persoonlik nie as 'n kernsaak wat die evangelie raak nie. Daar is net 6 van 30.000 Bybeltekste wat gay wees hanteer. Kan jy dus sê dit is die kern van die evangelie? Maar jy kan nie so redeneer nie. Jy kan nie sê die kern van evangelie is iets negatiefs nie. Verstaan nou? Die kern van evangelie, die fondasie van evangelie is die goeie nuus, dit is Jesus. Ja, en wat sê Jesus? So die kern van die waarheid, Ja. nee, wat ons glo, dit is al jou positiewe eienskappe. Dit is alles wat goed en mooi en reg is. Ja. So jy kan nie sê die kern is 'n tipe sonde of een sonde, wat ook al mag wees nie. So jy kan nie so redeneer nie. Ja. Dit maak glad nie sin nie. Ja. En jy kan ook nie sê dat omdat die Bybel min praat oor iets, dat dit is die Bybel praat nie so baie daaroor nie, so dis okay. Ja. Verstaan? So hoeveel keer in die Bybel praat dit dat moord verkeerd is? Hoeveel keer? Nie baie nie. Ja. Verstaan, dit kom voor in die 10 gebooie, hè? En dan miskien 'n paar ander plekke waar die Bybel dit. Dit Dis word vanselfsprekend aanvaar is klaar gesê. maar jy net omdat dit 1 of 2 keer gepraat word oor, beteken nie dit is nou, okay, dis nie so erg nie. Die Bybel praat nie so baie oor, dis okay. So daai redenasie, dit werk nie. Dit tel nie. Oor Lou se bewering dat seksuele identiteit op die agenda van die algemene synode was, sê hy dit is ook 'n verdraaiing van die feite. Anders as baie kritici was ek by die vorige 7 synode sittings en ek kan met sekerheid verklaar dat slegs selfde geslagsverbintenisse op die agenda was. Dit het niks te maak met seksuele identiteit nie, maar dit handel slegs oor waartoe mense aangetrokke is. Dan sluit hy af, sê Dr. Anton Kloetse, het aan rapport gesê hy wil nie by 'n moddergooiery betrokke raak nie. Ons is in 'n verhouding met lidmate van die NG Secunda Oosgemeente en dit is te naby vir my. Ek dink is 'n baie wyse kommentaar daar. Partykeer moet jy maar net sê, kyk, ek verkies om stil te bly, dit gaan niks help om te praat nie. Mense van die 2 gemeentes bly in dieselfde dorp en ek wil nie onnodige spanning veroorsaak nie. Ja, dit gee nou 'n baie goeie insig aan die verskillende sieninge van die behoudenis en diegene met 'n ruim siening, net die vrysinniges wat alles wil ruim maak en almal voorsiening wil maak vir almal daar. Tja. Ja, Dan gaan ons nou aan met hierdie storie. ja, Hierso is daar is nou reaksie. Hier is 'n reaksie, 'n brief deur Johannes de Villiers. Jy het iewers taal en die opskrif is Verdeelde Sekunda, die gevolg van litanie van leuns. Aan Dominee Henk Gous, geliefde broeder in die bediening. Ek skryf na aanleiding van die woorde in rapport oor selfde geslagverhoudings. U pleidooi om ruimte vir verskille klink op die oor versoenend, maar onder die lig van God se woord openbaar dit 'n gevaarlike verskywing weg van waarheid na relativering. U sê gay wees is nie sonde of gawe nie, maar 'n gebrokenheid van die skepping. Maar die skrif leer dat sonde die oorsaak van gebrokenheid is, nie andersom nie. Dis 'n baie belangrike punt. Paulus skryf in Romeine 1, vers 26 en 27 dat selfde geslagpraktyke teen die natuur is, omdat mense die waarheid van God verruil het vir die leuen. Dis nie 'n toestand wat bloot medelee verg nie, maar 'n sondetoestand wat bekering vereis, soos alle sonde. Ek het nie een keer die woordjie bekering in die betoog daarvan Dominee Gous gehoor nie, né? Nie een keer nie. En wat baie belangrik is, die punt is, dis nie 'n toestand wat bloot medelee verg nie. So jy het medelee, jy hanteer die persoon nie aggressief en ongeskik en lelik nie. Nee, want ons almal het probleme met sonde, maar ons kan nooit kom op 'n punt waar ons sê dat weet jy wat, dis okay, jou sonde is okay. Ons is ruim genoeg, ons sal nie oorarm, ons is ruim genoeg. Ek het nou maar my sonde en jy weet, God sal verstaan. Dit is nou maar wat dit is. Ons almal gebroke en kom ons hou vas aan ons sonde. Nee, glad nie. Dit is wat God van ons verwag nie. Dis nie hoekom die Bybel bestaan nie. U sê ook daar is net 6 van 30.000 Bybeltekste wat oor gay wees handel en vra of dit dan die kern van die evangelie kan wees. Maar die vraag is nie hoeveel tekste nie, maar wie praat. Wanneer God een keer iets verduidelik sê, behoort ons te luister met vrees en ontzag. Christus self bevestig in Matteus 19 vers 4 tot 6 dat die skepingsorde van man en vrou heilig en onveranderlik is.
Die evangeliese kern is Christus, sy verlossing uit sonde, nie die verskywing van sy grense nie. Baie belangrike punt. Ja. Wanneer die predikant begin sê, dis nie 'n kernsaak nie, maak hy die woord ondergeskik aan kultuur. Maar die kerk is die pilaar en grondslag van die waarheid, 1 Timoteus 3 vers 15, nie 'n forum vir menings nie. Dit kan nie beter gestel word. Ja, hy skryf baie Dit kan nie beter, want die hele punt is dat baie keer mense, ek het dit ook al baie gehoor, wat mense sê, ja, maar dit is my kultuur, of dit is die kultuur van daai tyd, en hier is die kultuur van nou, en sovoorts. En kultuur kan mooi wees. Ja. Jy kan kyk na verskillende plekke in die wêreld, daar's soveel verskillende nasies, en almal het hulle kultuur, en daar's baie van dit wat is regtig, is pragtig. Ja. Maar daar's ook baie van dit wat botsend is met die Bybelse beginsels. Dit gaan totaal teen enige morele waardes, verstaan nie? Ek het al kulture gesien, baie in die ooste, dis daar in China, en baie van die goeders wat ek, vreeslikste goed, verstaan jy, ek sal die eers hier noem nie, dis deel van hulle kultuur. Jy kan nie sê kultuur is bo die Bybel nie, verstaan? So, kultuur is mooi en alles, maar sodra dit teen die woord gaan, dan moet jy sê, okay, wag, die kultuur van God is belangriker as ons menslike kultuur wat ek wil sê, verbroken is deur sonde, né? Daar is egter 'n dieper saak aan die gang, een wat die hele kerk raak. Hierdie verdeeldheid in Sekunda weerspieël 'n vloei van onwaarhede wat al jare deur ons strukture loop. Besluite wat verander is, dokumente wat versag is, verklaringe wat met mooi woorde die waarheid stil maak, soos 'n subtiele litanie van leuns. Glad, verfyn en met goeie bedoelings het hierdie gees sy pad gevind in die hart van die kerk. Maar die gees van waarheid openbaar dat wat vals is, hoe mooi ook al bedek, uiteindelik blootgelê sal word. Dominee Gous, u het gepleit om vrede, maar ware vrede kan slegs rus op waarheid. Jeremia waarsku, hulle het die breek van my volk oppervlakkig genees deur te sê vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Jeremia 6. Ek skryf nie uit oordeel nie, maar uit liefde vir die Here en sy kerk. Die NG Kerk staan op 'n kruispunt, om of die stem van die tyd te volg, of die stem van die skrif. Mag u en elke leraar van God onthou, dat ons nie geroep is om menings te balanseer nie, maar om die volle raad van God te verkondig. Predik die woord, hou aan daarmee, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, met alle lankmoedigheid en lering. 2 Timoteus 4 vers 2. Met eerbied, maar met die erns van die tye waarin ons leef. Baie goed geskryf, ons sê baie dankie aan ons vriend. Ja, die kruispunt is, volg jy die stem van die tyd, gebruike van die tyd, of volg jy wat die stem van die skrif? Daar is die kernpunt wat die mens daar moet kyk. So baie dankie so aan Johannes de Villiers vir die stem van jou. Nou gaan ons oor na 'n totaal ander onderwerp. Ons kyk weer 'n bietjie na aspekte van Charlie Kirk. En hierdie een dame, Johanna van Eden, sy skryf daar aan die rubriek standpunt, en ek sien daar onder staan, sy is 'n netwerk 94 se stemme redakteur. Heel interessant. En sy laat mens dink met hierdie brag, die opskrif, wie is die ander Charlie Kirk? Kom maar kyk wat sy sê. Dit is al meer as 'n maand sedert Charlie Kirk in 'n sluipmoordaanval in Orem, Utah gesterf het. Met die jaar wat einde se kant toe begin staan, sal waarskynlik in oorsigte uitstaan as een van die grootste nuusgebeurtenisse van 2025. Sure. En nie net weens die spreekwoordelike klip wat die skieter Tyler James Robinson toendag op daardie verskriklike oomblik aan die water gegooi het nie. Veral vir die rimpelings wat dit veroorsaak het. Rimpelings wat ons tot hier in Suid-Afrika sien uitkring het. Ja, ek was een van die mense wat voor 10 September nie geweet het wie Kirk is nie. En sy is die stemredakteur van 'n koerant. Maar dan moet ek byvoeg, in alle eerlikheid, ek het ook nie geweet nie. En daar's baie vooraanstaande mense wat nie geweet het nie. Meeste mense, wat ek nou al so ver sien, meeste mense bo 30, die ouderdom van 30 in Suid-Afrika het nie regtig geweet van hom. Maar jou jonger mense het geweet van hom.
So dis vir my baie interessant om dit te sien. Ek dink die vraag is ook op watter platforms hy verskyn, op watter platforms kyk jonger mense, watter platforms kyk ouer mense. Ja. As ek kyk op die WhatsApp groepe en al daai dinge en ek kyk baie keer wat se ander onderwerpe is daar op YouTube, al die bedinge. Ek het nooit van hom gesien nie. Nou sal ek sien, ja, maar nooit destyds nie, soos hy het 'n ander groep bereik en gebruik daar, né? Dan sê sy verder, in die nadraai van sy dood is ter verduideliking na hom in die media verwys as 'n regse aktivis, of 'n konservatiewe aktivis, of 'n bondgenoot van president Donald Trump, en plaaslik selfs 'n groot vriend van die Afrikaner. 'n Mens kan in hierdie digitale tydsgees waarin jy blitsig oorlaai kan word deur inligting, nooit beweer dat jy alles weet nie. Niemand kan nie. Maar dit was nogal onthutsend om hierdie groot nuusgebeurtenis te sien ontvou van wie ek nog nooit gehoor het nie. Dit is wel nie 'n gebeurtenis wat net in die nuuskantoor afgespeel het nie. Dan sê sy, die mense wat dieselfde taal as ek praat, uit dieselfde sosio-ekonomiese omgewing as ek kom, met wie ek kultuurbelewennisse in gemeen het, vir hulle was Kirk 'n soort heldefiguur. In my wêreld het hy voor 10 September nie bestaan nie. Hoe het dit gebeur, vra sy? Baie goeie vraag. Die belangrike vraag waarmee ek nou al langer as 'n maand worstel is, wat of wie is daar nog van wie ek nie weet nie? Ja, goeie vir vraag. ander mense, ja. Baie goeie vraag. Die behoefte is nie om alles te weet nie, niemand kan nie. Maar as meer van ons geweet het wie Kirk was, waarvoor hy gestaan het, en dat hy betekenisvol was vir mense in ons eie omte, kon die plaaslike rimpelings dalk minder aggressief gewees het. Minder klipgooiery, minder bekgevegte, minder veroordelings, minder etikering, minder verdeling. Ja, en die van het ek het 'n klomp van sy video's gekyk en my vrou ook. En dit is so inspirerend, ons kan nie glo, ons het nie van hom geweet nie, né? En dit is baie belangrik, die punt is dat baie mense het nie die informasie nie. Ja. So hulle sal hoor op die nuus of op media, en baie keer natuurlik jou liberale kant, wat dan sê dat hy was hierdie aktivis gewees, pro-Trump. hy was 'n rasis, en hulle sê al hierdie lelike goed oor hom, en mense glo dit nie. Ja, want hulle het nie al die inligting gesien nie. En hulle is nie bereid om na een van sy goeders te gaan kyk wat 2-3 ure lank is nie. En as gevolg daarvan, hulle glo hulle maar net dit. Ja. Dit beteken nie ons sou en moes almal Kirk aanhangers gewees het nie. Want dit gaan nie hier oor Kirk nie. Dit gaan oor die feit dat mense in eie kring 'n heel ander belewenis en stink van die wêreld kan hê sonder dat jy dit eens weet. Jy weet nie van daai dinge nie. Ons moet bewus word daaraan. Dan verder sê sy daar ten slotte, as Kirk se dood as een van die grootste nuusgebeure van die jaar, ons dan een ding moet leer. Behoort te wees om meer van mekaar te leer, ten einde mekaar beter te verstaan. Sure. En nie onmiddellik te begin oordeel nie, né? Baie goed geskryf. Ja, baie laat mense dink, wie is die ander Charlie Kirks van wie jy nog niks weet nie? Vind uit, voor jy begin onmiddellik mense verkla en oordeel ensovoorts. Dan het ons hierso een Winkler meen Esa Kirk se tipe inspirasie. En dit is hier geskryf deur Jackie Creer. Bykans 500 mense het teen gisteroggend reeds geregistreer vir die sanger-prediker Heinz Winkler se nuwe beweging 180, wat geïnspireer is deur die vermoorde Amerikaanse aktivis Charlie Kirk se organisasie Turning Point USA. Lydens 180 se webtuiste is dit 'n beweging wat staan vir geloof, die gesin en vryheid wat geskep is, in reaksie op Kirk se opoffering en die impak daarvan wêreldwyd. En is die beweging in en vir Suid-Afrika gevorm, maar oop om in Afrika en verder te groei. Winkler sê by navraag 475 mense het teen gisteroggend reeds geregistreer. Hy het intussen ook direkteure bymekaar gekry om 'n organisasie sonder winsbejag te registreer. So binne die volgende week of 2 behoort ons die entiteit geregistreer te hê en dan kan ons die strukture in plek begin sit, sê hy.
Gesinswaardes is een van die hoofredes vir die beweging, sê hy. Ons land is al 'n geruime tyd besig om in 'n negatiewe rigting te beweeg, wanneer dit by gesonde, morele waardes kom, en dit begin maar by die basiese dinge soos die huwelik, gesin en huislike omstandighede, sê hy. As jy gaan kyk na statistieke, is dit baie duidelik dat daar 'n direkte korrelasie tussen afwesige paas in alle forme, hoër misdaadsyfers en tienerswangerskappe is, as ook mense wat op 'n vroeër ouderdom die skool verlaat. Al daai goed is verbind. Ons land het 'n vaderloosheidssyfer van 65%. Dit is maar verskriklik daarin net. Ek het nie geweet dit is so hoog nie. Ja, dit is ons het 'n paar keer al Meer as helfte. 2/3 is daar geen pa in die huis op betrokke of wat ook al nie. Dit is verskriklik. Dit is. Ja, Soos hierdie mense probeer, dis nou Winkler en ook Angus Buchan en Darie en Oorsee Cook, trou, word 'n paar, vat verantwoordelikheid daarso, kyk na jou kinders ensovoorts. tja. Ai, Waar daar fisieke nie 'n pa in die huis is nie. Ja, ek kan dit regtig nie glo nie. Die ander derde basis is 'n minimale deel wat betreklik gesonde omstandighede het. Want jy dalk 'n pa wat in die huis is, maar daar is ander probleme. Volgens Winkler sit ons met die gevolge van dekades daarvan. Gepaardgaande daarmee het ons universiteite waarvan die meeste as Christelike instansies begin het, maar oor die dekades ongelukkig die tuiste vir radikale ideologieë geword het, wat wegbeweeg van hulle oorspronklike doelwitte, sê hy. En ons sien dit nie, Ja. baie in die Kaap. ja, word so liberaal en dit is wat Charlie Cook teen was, teen die geweldige liberalisme by die Amerikaanse skole en universiteite. Wat jy nou op kampusse in ons land het, is baie soos in Amerika. Kinders word nie opgevoed nie, hulle word geïndoktrineer en dan sien ons die uitvloeisel daarvan. Die aktiviste wat vir baie sterk linkse opinies beklei, nie net daarvoor staan nie, word maar hard beklei daarvoor. Al hierdie dinge het 'n negatiewe invloed op ons land as geheel en veral op ons kinders. Volgens hom word jong kinders se denke nog gevorm. As hulle dit nie by die huis op 'n gesonde, gebalanseerde manier ontvang nie, die instellings waarheen hulle gaan, mos nou vertrou dat hulle die regte inligting het en dan dink hulle dit is die regte inligting. Oor tyd het jy al hierdie dinge wat saam 'n impak maak en ek dink dis wat ons sien. Aktiviste in prominente plekke van invloed wat ongelukkig baie negatiewe gevolge het. Dis baie belangrik punt. Ja. Ek het letterlik nou 'n dag 'n gesprek gehad spesifiek hieroor. En hoe belangrik dit is dat jy vir jou kinders moet leer hoe om te dink oom. Ja. Jy moet vir jou kind kan leer dat hy vir homself kan dink. Ja. So nog voor hy by die skool kom, nog voor hy by die universiteit kom, Ja. moet hy leer om vir homself te kan redeneer, om self te dink en logika. Ja. Want as jy dit kan doen, as iemand daar voor staan, al betoon jy respek vir die persoon, gaan nie net alles glo wat die persoon sê nie, want jy kan vir jouself dink. ja. Maar baie van die kinders deesdae word daai basiesgoed word vir hulle geleer en hulle leer nie meer om vir hulle self te kan dink nie. Ja. Dis van die redes waarom ek en ander voel dis nodig om 'n beweging te begin, om mense wat goeie werk doen, wat reeds vir dieselfde waarde staan, ek noem dit like-minded people, op 'n manier te verenig. Ons wil nie die wiel herontdek nie. Ons wil eerder dit wat reeds goed is met mekaar in lyn bring. Oor kritiek van mense wat kerk sonder meer as verregs, nasionalisties en selfs rassisties bestempel, sê Winkler dis vir hom hartseer, dat die prentjie van Kirk wat hy dink 'n ongelooflike man was, oor die algemeen geskets is. Sy ervaring van Kirk se werk oor die jare en die pastore rondom hom is dat hulle lief is vir die Here en die wêreld 'n beter plek wil maak. Hy sê voorts, hulle wil, soos Kirk se organisasie, vir Bybelse waardes, die huwelik en die gesin opstaan, volgens God. Maar dit is so belangrik. Fantasties. Bybelse waardes, gesin en die huwelik. As mens net daardie kan reg kry daar. Dis die fondasie van gemeenskap. Dan sal dit 'n wonderlike samelewing wees. Geen bedrog, geen diefstal, geen hoerery, niks nie. Dink net daaraan. Tja. Ons glo dis die gesonde boustene vir die samelewing, presies wat oom daarso sê. Dit was nog altyd en sal altyd wees. Daarom staan ons vir Faith, Family, Freedom. En ja, ek het dit gekopie en paste van Turning Point, want ek dink dit is goed, gesond en nodig dat ons ook daarvoor staan. Ja. Dis baie bly om dit te sien. Altyd
positief om te sien, daar's jong mense wat opstaan vir die waarheid doen. Ja, Regtig waar. as hy so 'n organisasie aan die gang kan kry wat mense terugbring na gesonde, en dis net beskaafde waardes en sovoorts, dat sal fantasties wees. Sjoe. Jong, om nou aan te sluit by wat jy daar gelees het, hierso nou 'n brug uit 'n Engelse koerant, Daily Maverick. Defend Truth nogal. Dis goed, ons moet die waarheid, ons moet staan vir die waarheid, ja. Defend Truth as you understand it is 'n gevaar, né? Reaches conservatism. Nou is opskrif hierso, Heinz Winkler, Angus Buchan and the revival of Christian nationalism in South Africa. Soos hierdie koerant het nou 'n ander invalshoek en hy sien hierdie dinge nou as Christelike nasionalisme wat 'n mens moet bietjie versigtig voor wees. En dit wys jou net hoe 'n mens verskillende koerante moet lees om 'n gebalanseerde perspektief te kry, want die hele invalshoek van die burger en die Engelse koerant is taamlik verskillend, soos Lyk jy my sien so. so. Ja. Hy sê so former Idols winner Heinz Winkler is attempting to rebrand as South Africa's Charlie Kirk, while the mayor of Cape Town has prayed alongside the evangelist Angus Buchan. Onmiddellik bevraagteken hy laat hulle saam met Buchan bid, jy sien. Heinz Winkler, the first winner of the TV talent show Idols South Africa, is attempting to launch a homegrown version of Turning Point, the US-based organization founded by podcaster Charlie Kirk. En daarvoor sê ek baie dankie, maar hulle bevraagteken dit sê. Nou sê hulle, 180 is a movement that stands for faith, family and freedom. Ja, 3F, né? Created in response to the sacrifice of Charlie Kirk and the global impact thereof, states Winkler's website. Dankie toch, dis iets baie goeds. Dan gaan hy aan en sê, on November 22, 2020, Winkler accordingly launched the Love Key Church, which meets weekly in the hall of a Somerset West school. Dis nog maar baie naby my. He and his wife elect an image consultant are the lead pastors. The Winklers also have lead luxury tours to places of biblical interest. As is the case with many evangelical churches, Love Key accepts donations via every conceivable payment platform. The former pop star's views, as expressed in his video sermons and on the social media accounts, are typical of the contemporary US right. Jy sien, ek klassifiseer hom nou as 'n regse persoon, hè? En wat are the views? Critical of the liberal left woke agenda, wat vir ons baie positief is. Fearful of radicalized Muslims, wat het daadwerklikheid is. And passionately pro-Israel. Ja, kry balans. Jy sien, hulle maak beswaar teen. He made headlines a few years ago when he led a campaign to stop a Somerset school from attempting to accommodate a pupil who identified as transgender. Onthou hierdie, né? Ja, jy onthou dit. Ons het nog oor gepraat. Ja, maar hier is 'n blaatante wanvoorstelling. Hulle het niks gedoen to prevent them accommodating the pupil. Hulle het gesê, moenie oorgaan met nonsens toe. Die skool gesê het, hulle 'n spesiale toilet vir hulle, 'n unisex toilet daar, en die seentjie wou gehad het, nee, 'n toilet binne die meisie se toilet daar, vir hom daar, toe sê die skool, nee, hulle het voorstelling vir hom gemaak. En toe het Winkler gesê, maar dis korrek so, dat is van voorstelling gemaak. Nou is sy, word hy gesê, hy is teen, stop them accommodating. Dit is totaal verkeerde inligting. Dit is, die hele invalshoek is verkeerd. Maar weet jy om wat? Wat? Al het hy dit probeer stop om hulle te accommodate, dis dit ook fyn met my, want hoekom moet jy iemand wat 'n probleem mentally het, accommodate? Verstaan, hoekom moet jy almal moet nou, verstaan, as ek die persoon van die skool was, ek gesê, jammer mense, ons gaan julle nie accommodeer nie. Gaan na 'n ander skool. Ja, ek is jammer, ons gaan nie dit doen nie. Verstaan, soos in, maar in elk geval, dis nou buite in die punt. Ja, maar hulle het probeer akkommodeer, daar's nou 'n hofsaak, nou nog aan die gang, oor hierdie kwessie, né? Mense het niks beter om te doen in die dag nie. Ja.
As the example of the nature of his religious views, Winkler tweeted last week, "Do not partake, participate, tolerate, or celebrate Halloween and anything else the world offers that is against God's word." Stem jy saam, maar mens word mens pro-Halloween wees of teen Halloween? Kom ons kyk, waar is die oorsprong van Halloween? Precies, jy sien, hulle worry nie daaroor nie. 180 aims to lead SA in a different direction. Dan gaan hy aan verder en sê, "I started 180 in response to Charlie Kirk's assassination, the work of Turning Point USA, and the very moving memorial service that was held for Charlie, where everyone could see the positive impact one man's life can have on the world," said Winkler via email. En daar het ek saamgestem, hy het 'n baie positief invloed gehad. "I and those with me can see South Africa is heading in an unhealthy and unsustainable direction, morally, economically, socio-economically, politically, and educationally. The core problem is not only corruption and mismanagement, but the crisis of worldview. A drastic change of direction is necessary," sê Winkler, wat die koerant nou nie heeltemal mee saamstem nie. Ja. Dan gaan hy aan daarso en sê, "Against this backdrop, eyebrows were raised by the spectacle of Cape Town Mayor Gordon Hill Lewis kneeling in prayer last week alongside evangelist Angus Buchan at the Mighty Men Cape Flats event. Buchan's Mighty Men campaign aims to empower men to embrace their roles as priest, prophet and king in their homes and lives." Maar die liberale pers wil dit nie hê nie. The evangelist has long attracted controversy for his statements on the position of women, the ability of gay people to be changed through prayer, and his calls for a Christian government. Ja, 'n Christian government met Bybelse waardes van reg en verkeerd daar, né? Dan sê the asked by Davy Maverick why Hill Lewis chose to work with Buchan at the Mighty Men event, mayoral spokesperson Lyndon Kahn replied, "The mayor is often invited and attends religious ceremonies and events of every faith and creed across the city." Maar as met Buchan gebeur, dan is daar nou vraagtekens. As dit enige ander geloof was, dan sou Moslim, wat daar sal nie 'n woord, alles sou fyn wees. Alles okay. Ja, nee, jy sien die bevooroordeelde en gebrek aan balans deur die Engelse media daar, ongelukkig. Nee, ai. Dan sê dit, the particular event was focused on fighting gangsterism and reclaiming communities on behalf of 99.9% of people who want the same thing, peace, safety, and better opportunities for their children. That's a worthwhile thing to come together and demonstrate for. Dan sê Radio Tygerbergie, wat het gereël het, hulle het nog nie gehoor dat die klagtes was oor Buchan en homophobic en patriarchal statements. Ja, nou ja. Dit is jammer as mense negatiewe dinge insien en ander wat positiewe dinge wil doen. Nee, definitief. Dus hier so een author calls on men to reclaim healthy masculinity. Dus hier so 'n prentjie van 'n boek, Force for Good, The Power of Healthy Masculinity. So November brings renewed attention to men's health, well-being and contribution to society, culminating in International Men's Day on November 19th. Ek het eers geweet daar was iets soos dit nie om. Daar's baie spesiale days. Ek is ontdekken. Fittingly, South African author and men's development expert Craig Wilkinson has released Force for Good, The Power of Healthy Masculinity, a book from redefines what it means to be a man in today's world. Wilkinson, who has spent nearly 2 decades mentoring men through his non-profit organization Father a Nation, believes that the time has come to reclaim masculinity from the distortions and wounds that have made it synonymous with aggression, dominance, or toxicity. His book presents what he calls the 6 virtues of positive masculinity, a framework for men to rediscover strength, courage, and purpose as forces for good. En dan sê dit hierso, wat is die 6 virtues? Begin deur use your strength for good. Masculine strength, he said, is the capacity to influence the world
and that power must be used to love, serve and protect, never to harm or dominate. 2. Tend your fields. Every man must take full responsibility for his life, his health, relationships, work and finances. En dan die derde een, define yourself by character. True worth comes from integrity, not status or possessions. En dan vierdens, build a band of brothers. Men thrive in community, not isolation. Accountability and support from other men foster growth and humility. En dan 5, mentor for the next generation. Every man has a duty to model strength and compassion for younger men. En dan die 16, make the world a better place. A good man leaves every person and place better than he found them. Klink baie goed, hoor. Ja, pragtig, pragtig. Die beginsel van, maar party sal nou sê nee, daar is nou patriarchie wat hy nou daar so bevorder ensovoorts is negatief. Nee, belangrike waardes. Dis omdat die mense die Bybel verlaat het. God het die man en die vrou geskep en elkeen het 'n rol. Ja. En as ons nie daai rol speel nie, dan sit ons met die wêreld soos wat dit vandag lyk kom. Presies. Wagte kykers, ons tydjie is klaar. Ons sê totsiens tot volgende week.